Maak julle Bybel so by Romeine hoofstuk 11, Romeine hoofstuk 5 vers 12 tot en met vers 21 is ons teks vanoggend. Romeine 5 vers 12 tot 21. Daarom soos deur een mens die sonde in die wêreld ingekom het, en deur die sonde die dood, en so die dood tot alle mense deurgedring het, omdat almal gesondig het. Want voor die wet was daar al sonde in die wêreld, maar sonde word nie toegereken as daar geen wet is nie. Tog het die dood geheers van Adam tot op Moses, ook oor hulle wat nie gesondig het in die gelykheid van die oortreding van Adam nie, wat 'n voorbeeld is vir hom wat sou kom. Maar dit is met die misdaad nie soos met die genadegawe nie, want as deur die misdaad van die een baie gesterf het, veel meer het die genade van God en die gawe deur die genade van die een mens, Jesus Christus, vir baie oorvloedig geword. En nie soos deur die een wat gesondig het, is die gawe nie. Want die oordeel was uit een tot veroordeling, maar die genadegawe is uit baie misdade tot vryspraak. Want as ten gevolge van die misdaad van die een die dood geheers het deur die een, veel meer sal hulle wat die oorvloed van die genade en van die gawe van die geregtigheid ontvang, in die lewe heers deur die een, Jesus Christus. Daarom dan, net soos deur een misdaad vir alle mense tot veroordeling gekom het, so ook is dit deur een daad van geregtigheid vir alle mense tot geregverdigmaking van die lewe. Want soos deur die ongehoorsaamheid van die een mens baie tot sondaars gestel is, so sal ook deur die gehoorsaamheid van die een baie tot regverdiges gestel word. Maar die wet het daar bygekom, sodat die misdaad meer sou word. En waar die sonde meer geword het, het die genade nog meer oorvloedig geword. Sodat soos die sonde geheers het in die dood, so ook die genade kan heers, deur die geregtigheid tot die ewige lewe, deur Jesus Christus, ons Here. Sover ons geleesde gedeelte. En kom ons bid en vra dat die Here vir ons kan help om ook hier te begryp wat Paulus in gedagte het en wat die Here vir ons wil leer deur sy woord. Kom ons bid. Here, U is genadig en goed en ons loof U vanoggend in ons stil word, want ons weet, Here, dat U is by ons en U Heilige Gees is in ons. En ons vra, Here, dat U ons genadig sal wees ook vanoggend wanneer ons met U woord besig is. Dat U deur die Gees vir ons sal seën met insig en ons sal lei in die waarheid van U woord. Ons begeer, Here, om U te verheerlik en ons begeerte daarom, Here, is om meer gelykvormig te word aan Christus. Om Christus te hê as ons hoof, dis ons begeerte. Maar help ons dan nou, Here, om ons eie harte ook te ondersoek en te sien wie werklik die een is wat oor ons is. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Die ander dag by een van my skole, toe kom 'n klein seentjie na my toe en hy vra vir my, Uncle Leon, why is your face white? Nou, ek is redelik seker, ek is nie die eerste wit persoon wat hy al gesien het nie. Maar ek is ook redelik seker dat in die konteks waarin hy leef, hy waarskynlik nie vreeslik baie wit mense sien nie.
Maar die feit dat ek wit is nie die enigste verskil tussen my en die mense wat hy gewoonlik sien nie. Dit is nie die enigste verskil tussen my en hom nie, want waarskynlik is daar 'n ander, veel groter verskil tussen my en hulle. En net soos my velkleur is dit ook nie 'n verskil waarin ek enige aandeel gehad het. Die grootste verskil, of die grootste verskil tussen my en die meeste mense in hierdie wêreld, en hopelik jy en meeste mense in hierdie wêreld, is die feit dat die meeste van die mense in hierdie wêreld is in Adam. En ek en hopelik jy is nie meer in Adam nie, maar is in Jesus Christus. En dit maak veel groter verskil as die kleur van jou vel. En terwyl daar baie ooreenkomste tussen gelowiges en ongelowiges is, en terwyl nie mense nie noodwendig met die eerste oog op slag sal weet of iemand 'n Christen is of nie, is dit 'n geweldige belangrike verskil, is dit nie? Is jy 'n gelowige is of is jy 'n ongelowige? Want dis 'n verskil wat bepaal nie noodwendig wie jy is op die oomblik nie, terwyl dit 'n groot verskil maak in wie jy is en hoe jy behoort op te tree, maar uiteindelik is die groot erns van daai verskil, waar gaan jy die ewigheid spandeer? En of jy wie jy is in hierdie opsig, word bepaal deur wie is jou hoof. Dus wie jou hoof is wat gaan bepaal waar jy die ewigheid gaan spandeer. En as Adam jou hoof is jou uiteinde die verderf. En as Jesus Christus jou hoof is, dan is jou uiteinde die ewige lewe. En so Paulus bou voort op dit wat hy laasweek gesê het. Laasweek het ons gesien die sekerheid van die ewige lewe wat ons kan vind, omdat ons vrede met God het, en vrede met God kan ons net verkry hoe deur die liefde van God wat uitgestort is op ons, wat sigbaar is spesifiek in Jesus Christus, en daarom, omdat God se liefde op ons uitgestort is, en ons daarom vrede met God het, daarom kan ons die sekerheid hê van die ewige lewe. So glo jy in die Here Jesus Christus, want dan kan jy seker wees dat jy het die ewige lewe. Want elkeen wat in Christus is die kinders van God, en daarom is ons verseker van die ewige lewe. Maar nie almal is in Christus nie. Die meeste van die mense in hierdie wêreld is nog steeds in Adam, en daarom is hulle verdoem. En so dit dan waar ons vanoggend gesels, is jy in Adam of is jy in Christus? Want die mense lot word bepaal deur onder wie se hoofskap jy staan. En ek wil vanoggend dan 3 beskrywings gee, waarvan die eerste beskrywing is 'n voorbeeld, of die voorbeeld. Kyk in vers 12 tot 14. Die voorbeeld. Die dood bring geweldig baie hartseer vir ons. En ons almal weet dat die dood is die nagevolg van sonde. Maar die vraag hier wat Paulus eintlik wil antwoord is presies hoe het die dood in hierdie wêreld ingekom? Dis wat hy in vers 12 antwoord. Hy sê daarom, soos deur een mens die sonde, in die wêreld ingekom het, en deur die sonde die dood, en so die dood tot alle mense deurgedring het, omdat almal gesondig het. So Paulus sê, dis deur een mens wat dit gekom het, en ons weet wie hierdie mens is. Ons het nie nodig om vir Paulus om vir ons te sê wie dit is, hy sê later in die teks wie dit is, maar dit verwys na Adam.
Maar wat Paulus op hierdie oomblik wil doen, is hy wil net Adam aan ons bekendstel. En wat vir Paulus van Adam uitstaan, is die feit dat Adam is sondig, hy het gesondig. En ons weet goed dat Adam gesondig het, is dit nie. En natuurlik ontken hy nie daardeur dat Eva gesondig het nie. Dit lig Paulus uit in ander tekste soos 1 Korintiërs 11 en in 1 Timoteus 2 lig hy spesifiek uit dat Eva ook gesondig het. Maar wat Paulus se punt hier is om vir ons te wys as gevolg van Adam se sonde het die dood in hierdie wêreld ingekom en so as die eerste mens is Adam ons hoof. En deur sy hoofskap het elke mens en word elke mens in sonde ontvang en gebore. En omdat deur sy sonde as ons hoof sonde in hierdie wêreld ingekom het, sal elke mens sterf en sal elke mens 'n sondaar wees. Die Here het baie duidelik vir Adam gesê, moenie eet van hierdie vrug wat in die boom van die middel van die tuin is nie, en as hulle daarvan eet, het hy gesê, sal julle sekerlik sterf. En wat het gebeur? Adam en Eva het albei geëet. En sê Paulus dan vir ons, en so, deur Adam se sonde, het die dood tot alle mense deurgedring. Ons sterf as gevolg van Adam se sonde. As gevolg van Adam se sonde het alle mense gesondig. Ons het nodig om Paulus baie duidelik en goed hier te verstaan. Dis belangrik dat ons sal verstaan wat hy hier sê. Hy sê nie dat die dood het na alle mense gedring omdat alle mense gesondig het. Hy sê omdat Adam gesondig het alle sonde deurgedring na alle mense. En daarom het alle mense gesondig. Dis omdat Adam gesondig het dat alle mense sondig. Wat probeer ek sê? Kom ek stel dit vir julle in bietjie makliker woorde wat julle dalk verstaan. Ons is nie sondaars omdat ons sondig nie. Luister mooi wat ek sê. Ons is nie sondaars omdat ons sondig nie. Ons sondig omdat ons sondaars is. Ons word in sonde ontvang en gebore. Ons natuurlike geneigtheid is om te doen wat verkeerd is in die oë van die Here. En hoekom is dit? Want ons het sondigheid geërf van ons voorvader Adam. En om sy punt dan duidelik te maak, kom Paulus dan hier in vers 13 en 14 en hy sê hierdie vreemde stelling, hy sê, want voor die wet daar was daar al sonde in hierdie wêreld. Maar die sonde word nie toegereken waar daar geen wet is nie. En tog het die dood geheers van Adam af tot op Moses, ook deur hulle wat nie gesondig het in die gelykheid van die oortreding van Adam nie. Wat probeer Paulus daar vir ons sê? Hy probeer nie vir ons sê dat die mense wat tussen Adam en Moses geleef het, was nie sondaars nie. Ons weet hulle was sondaars. En Paulus weet hulle was sondaars. Ons het nie nodig om vreeslik hard te dink aan die geweldige sonde wat hulle gepleeg het nie, want dis as gevolg van hulle sonde wat die wêreldvloed bestaan het. Dis as gevolg van hulle sonde wat daar die toring van Babel was en die gevolge van dit en die mense wat versprei is oor die hele wêreld. So hulle was sondaars en hulle het gesterf, maar daar was nie 'n wet nie. Dis Paulus se punt. Nou wat leer die wet ons? Die wet leer ons wat is dit wat God van ons verwag. Die wet wys vir ons ook
hoe ver ons tekort skiet aan dit wat God se verwagting van ons was. So, wat dit probeer sê is, dat hulle het gesterf, voordat hulle sonde wat hulle gepleeg het, duidelik uitgespel was. Hoekom? Hoekom het hulle gesterf? Want hulle is in sonde ontvang en gebore. En daarom verdien hulle om te sterf. Dis omdat hulle in Adam was, dat hulle gesondig het, en daarom het hulle gesterf. En dit is waar, broer en suster, van elke mens van nature, want ons is elke mens, almal van ons is van nature die afstammelinge van die een mens, Adam. Adam is ons hoof. En daarom is dit bestem dat elke mens sal sterf. Die nageslag van Adam dra sy erfskuld. En elke mens staan daarom skuldig voor God vanweë Adam se ongehoorsaamheid. So dis Paulus se punt, dis deur een mens het die sonde in hierdie wêreld ingekom. En daarom sal elke mens sterf, want sy sonde word ons toegereken. En omdat dit ons toegereken word, daarom sondig ons. Nou, julle sal oplet, my titel vir my eerste punt was die voorbeeld. Nou, ons het nou nog nie by 'n voorbeeld gekom nie, het ons. Ons nou baie oor Adam gesê, maar hoe is hy 'n voorbeeld? En dis dan daai laaste deel van vers 14, let op wat hy sê, en Paulus sê, en Adam is 'n voorbeeld van hom wat sou kom. En weer eens noem Paulus nie die naam van die een wat sou kom nie, maar ons weet wie dit is, nee. Dit is Jesus Christus. En weer sal dit duidelik word verder in die teks. Maar nou moet ons die vraag vra, nie, in hoe mate is Adam 'n voorbeeld van Jesus Christus? Wel, hier is iets daarvan. Adam se daad het 'n beslissende betekenis gehad vir elkeen wat uit hom gebore is. En net so het Jesus Christus se daad 'n beslissende betekenis gehad vir elkeen wat deur hom weergebore is. En soos wat Adam dan die hoof is van almal wat uit hom is, so is Jesus Christus die hoof van elkeen wat uit hom is. God het Adam aangestel as die hoof oor die mensdom, sodat elke mens in Adam is van nature, maar Jesus Christus, God het hom aangestel as die hoof oor sy mensdom, vir elkeen wat in Jesus Christus is. En die manier wat Paulus dit hier stel is uiters belangrik. Hy sê, Adam is 'n voorbeeld van hom wat sou kom, vers 14. Adam is 'n voorbeeld van hom wat sou kom. So wie is die belangrikste in daai stelling? Adam is 'n voorbeeld van hom wat sou kom. Wat beteken, wie is die belangrike een hier? Die een wat kom. So Adam is 'n tipering van Christus. Christus is nie 'n tipering van Adam nie. Dis Adam wat heenwys na Christus, dis nie Christus wat terugwys na Adam toe. En dis interessant, want Paulus is heeltemal bewus van die feit dat Jesus Christus kom na Adam. En om die waarheid te sê, in 1 Korintiërs 15 noem Paulus Jesus die laaste Adam. Maar hy sê dis Adam wat 'n voorbeeld is van die een wat sou kom. En hier's hoe dit moontlik is dat Adam 'n voorbeeld kan wees van iemand wat na hom kom.
Hier is die antwoord. Want voor die grondlegging van hierdie wêreld het God reeds bestem om Jesus Christus te stuur. En toe reeds het God Jesus Christus aangestel as hoof van elkeen wat in hom sou glo. Luister wat sê Efesiërs 1 vers 4. God het ons in Christus uitverkies voor die grondlegging van die wêreld, om heilig en sonder gebrek voor hom in liefde te wees. So terwyl dit so is dat Jesus Christus as mens gekom het baie lank na Adam, was dit alreeds God se bepaalde tyd. Voor die grondlegging van hierdie wêreld het hy reeds geweet dat Jesus Christus sou kom, en daarom het hy Adam gebruik as 'n voorbeeld vir dit wat sou kom. Die mindere Adam is 'n voorbeeld van die meerdere, en dis belangrik dat ons dit sal begryp, dat ons praat nie hier van twee wat gelyk is aan mekaar nie. Maar tog, al is hulle nie gelyk aan mekaar nie, is daar iets waarin Adam 'n voorbeeld is van Christus. Ek dink ons kan selfs hier in die bekendstelling van Adam en van Christus, want dis al wat in die eerste punt eintlik gebeur is, dat word bekendgestel. Ons kan alreeds hier sien dat daar 'n geweldige onderskeid is. En ons kan sien dat Jesus Christus is veel beter as Adam. En dan die vraag, broer en suster, in wie is jy? Is jy nog in Adam? Of is jy in Christus? Want in Adam het ons dood en sonde. As hy ons hoof is. Maar wat vind ons dan in Christus? Wat is dit wat Christus vir ons gee as hy ons hoof is? En dit bring ons by ons tweede punt. En ons tweede punt se titel is die verskil. Die verskil, vers 15 tot 18, die verskil. Ek dink ons het al reeds duidelik gesien, daar's groot verskille tussen die twee, tussen wat ons in Adam ontvang en dit wat ons in Christus ontvang, maar let op wat sê vers 15. Maar dit is met die misdaad nie soos die genadegawe nie. Vers 16. En nie soos die een wat gesondig het nie is die gawe nie. Met ander woorde, Paulus wil vir ons baie duidelik maak dat die een is glad nie soos die ander nie. Wat het ons as mense as gevolg van ons hoofskap in Adam? Luister wat sê Paulus in vers 15. Wat het ons omdat Adam ons hoof is? Vers 15. Deur die misdaad van die een het baie gesterf. Vers 16. Want die oordeel was uit een tot veroordeling. Vers 17. Want ten gevolge van die misdaad van een het die dood geheers deur een. Vers 18. Deur een misdaad het alle mense tot veroordeling gekom. So dis wat ons in Adam het. Wat ons in Adam as ons hoof geërf het, is ons staan veroordeel voor God en ons sal die ewige hel ontvang. Dis waar elke mens van nature is. Maar dan, dit wat ons in Christus vind, is veel heerliker. Dit kan nie vergelyk word met dit wat ons in Adam ontvang nie, want wat sê vers 15? Veel meer het die genade van God en die gawe deur die genade van die een mens, Jesus Christus, vir baie oorvloedig geword. Vers 16. Maar in Christus is die genadegawe uit baie misdade tot vryspraak. Vers 17.
veel meer sal hulle wat in oorvloed van genade en van die gawe van geregtigheid ontvang, in die lewe heers, deur die een, Jesus Christus. Vers 18. Ook deur, nou so ook, is deur een daad van geregtigheid vir alle mense tot regverdigmaking van die lewe. So kom ons plaas net gou vir 'n oomblik hierdie twee goed langs mekaar. Vers 15, wat het ons in Adam? Dood. Wat het ons in Jesus Christus? Oorvloedige genade. Vers 16, wat het ons in Adam? Oordeel. Wat het ons in Jesus Christus? Vryspraak. Vers 17, Adam, wat het ons in Adam? Die ewige dood. Wat het ons in Jesus Christus? Die ewige lewe. Vers 18, wat het ons in Adam? Veroordeling. Wat het ons in Jesus Christus? Regverdigmaking. En inderdaad dan, soos Paulus in vers 15 en vers 17 vir ons sê, Jesus Christus bied ons, hy gebruik hierdie twee woorde, veel meer as wat Adam ons kan bied. Veel meer. En tog is daar so baie mense wat in hierdie wêreld is, wat kies om in Adam te bly. Baie vir wie Christendom onnodig is, vir wie dit 'n geweldige las is. Tog is daar baie mense wat die vleitige plesiere van hierdie lewe geniet, bo die sekerheid van ewige rus. En tog verhef en geniet en vier mense selfs in ons dag hulle sondigheid, eerder as om die knie te buig voor Jesus Christus. En my vraag vanoggend vir jou is, in wie is jy? Leef jy voort in jou sonde sonder nadenke? Geniet jy jou sonde? Probeer jy jou sonde regverdig? Want dan is jy nog in Adam. Dan is jy nog in Adam. Of het jy berou oor jou sonde? En bekeer jy jou van jou sonde? Want dis die getuienis dat jy in Christus is. Maar jy sien nou met alles wat ons nou gesê het sover, ons het onthou begin en gesê, Adam is 'n voorbeeld van Jesus Christus. En al wat ons nou nog tot op datum gesien is dat Adam is alles behalwe 'n voorbeeld van Christus, nie waar nie. Al wat ons nou tot datum gesien het, is hoe die twee van mekaar verskil. En daai verskil is baie belangrik, want die een is nie die ander nie. Adam is niks in vergelyking met Christus wanneer dit kom by hulle dade, of dit wat die gevolge van hulle dade is. So hoe, as Paulus dan in vers 14 vir ons sê, Adam is 'n voorbeeld van hom wat sou kom. Hoe is Adam 'n voorbeeld van Jesus Christus? En dit is dan presies waaroor ons laaste punt gaan. Die vergelyking tussen die twee. Die vergelyking. En dit vind ons in vers 19 tot 21. Nou moet my nie verkeerd verstaan nie. En wat hulle gedoen het, is daar geen ooreenkoms nie. Vers 19, Adam se daad was ongehoorsaamheid, Christus se daad was gehoorsaamheid. Vers 18 weer, Adam se daad het baie tot sondaars gestel, dis die gevolg van sy daad. Jesus Christus se daad, die gevolg van sy daad, is baie tot regverdiges gestel. Vers 21, Adam se daad het sonde laat heers in die dood. Vers 21, Christus se daad het genade laat heers deur geregtigheid tot die ewige lewe. Sodat
vers 20. Terwyl die wet die misdaad meer oorvloedig maak, Jesus Christus se genade, die genade meer en meer maak, meer oorvloedig maak. Nou wat bedoel Paulus wanneer hy sê vers 20, want ek wil eers daar begin, wat bedoel hy as hy sê die wet maak die misdaad meer? Wel, eintlik in die konteks van dit wat hy gesê het, onthou nou net wat het hy gesê voordat Moses gekom het, voor die wet gekom het, was hulle gereken as sondaars, maar die sonde was nie toegereken nie. So al wat Paulus eintlik sê, en as mens nou kyk deur dit wat hy in die res van Romeine tot nou toe geleer het, sy punt is dat die wet wys die sonde uit. Die wet wys vir ons wat is misdaad. Wat is dit waaraan ons skuldig is? Wanneer ons na die wet kyk, dan sien ons staan skuldig voor God. Maar is Paulus se punt dan hier in vers 20, soos wat die sonde meer aan die lig kom, so word die groot genade van Jesus Christus aan ons soveel meer duidelik. So word ons bewus van hoe ver ons geval het en hoe groot God se genade is om ons te red uit die dood. So, kom ons kry dit nou duidelik. Adam is nie 'n voorbeeld van Christus in wat hy gedoen het nie. Hy is nie 'n voorbeeld van Christus in die gevolge van wat hy gedoen het nie. Maar hier is waarin Paulus dan nou sê, is Adam 'n voorbeeld van Christus. Adam is 'n voorbeeld van Christus eerstens, en dat Adam se ongeregtigheid het gelei daartoe dat baie as sondaars gereken is. Net soos wat Jesus Christus se geregtigheid, sy gehoorsaamheid gelei daartoe dat baie geregverdig is. Met ander woorde, hulle albei staan as 'n hoof oor 'n mensdom. Dis waarin hulle dieselfde is. Adam is 'n hoof van hulle wat tot die verderf is. Jesus Christus is die hoof van hulle wat die ewige lewe ontvang. Dis waarin hulle ooreenstem. Hulle is albei 'n hoof. Tweedens, Adam se sonde heers in die dood, net soos wat Jesus Christus se gehoorsaamheid lei tot regverdigmaking en tot die ewige lewe. Sodat God se genade oorvloedig gesien kan word, deurdat God se genade word meer oorvloedig gesien, deurdat God hulle wat in Adam was, verlos het van die verderf en gered het tot ewige lewe deur Jesus Christus ons Here. Broer en suster, dis belangrik dat ons verstaan dat elke mens word in Adam ontvang en gebore. Van nature is elke mens in Adam. En daarom staan die nageslag van Adam veroordeel voor die troon van God. Ons almal staan skuldig voor die toren van God. Daarom sal elkeen van ons op die dag van oordeel daar staan. En daarom sal elkeen van ons, elke mens, waardig wees van die ewige hel. Maar nie soos die daad van sonde is die genadegawe van God. God se genade het ons gevind toe ons nog sondaars was. Toe ons nog in Adam was. En het ons verenig met Jesus Christus deur geloof. So, almal wat in Christus is as te ware nou uit Adam uitgehaal. Ons is uit Adam uitgehaal. Ons is almal in Christus vrygespreek. Sê is dit vers 18, vers 19 vers. Ek weet nie waar is my teks nie.
16. Ons is vrygespreek, die laaste woord. Vrygespreek deur Jesus Christus van die toorn van God. Almal wat in Christus is opgewek uit die dood vir die ewige lewe by God. En dit maak my weer terug by daai selfde vraag, in wie is jy? Is jy in Adam? Of is jy in Christus? Want hier is die ding, broer en suster, in wie jy is. Of jy in Adam is en of jy in Christus is, dit maak 'n radikale verskil. Dit behoort 'n verskil te maak in wie jy is en hoe jy optree elke dag. Maar wat ek vir ons wil duidelik maak is, die radikale verskil word nie gemaak in hier en nou nie. Die radikale verskil is in waar gaan jy opeindig. Want as Adam jou hoof is, dan staan jy skuldig voor God en jy sal die ewige verderf ontvang. Maar as Jesus Christus jou hoof is, dan het jy hoop wat vir ewig is. Waar jy die ewigheid spandeer word bepaal of jy in Adam is en of jy in Jesus Christus is. En God se genade word hierin gevind dan dat hy hulle wat in Adam gebore is, hierdie wonderlike gedagte nê, hulle wat in Adam gebore is, word gewederbaar in Jesus Christus. Sodat in steede van die dood vir die sonde, ons die geregtigheid vind, nie in ons eie werke nie, maar in die werke van Jesus Christus. Weer daai klein seentjie by my skool kon sien my gesig is wit. Maar ek hoop en ek bid dat hy ook kon sien dat my hart is wit gewas deur die bloed van Jesus Christus. En my hoop is dat hy daardie verskil sal sien en sal begeer om te hê wat ek het, sodat hy ook eendag die ewigheid sal kan ingaan. Wie ook al jou hoof is, sal gesien kan word in jou werke. En daar is ewige lewe in net een. In Jesus Christus, ons Here. Leef om te getuig dat hy jou hoof is. Amen. Kom ons bid. Ons Here, is 'n geweldige, moeilike en 'n komplekse ding miskien vir ons om hierdie dinge te verstaan. Maar ek bid Here dat U vir ons sal help om die eenvoud te begryp hiervan, dat uiteindelik is die vraag wie ons hoof is. Uiteindelik is die vraag wie volg ons na in die manier hoe ons lewe. Maar uiteindelik, Here, is die vraag nie wie is ek nie. Die vraag is nie eers wat het ek gedoen. Die vraag is wie is my hoof en wat het hy gedoen? En daarom wat is my uiteinde? En ek pleit, Here, dit is so maklik om te dink dat ons almal sit hier Sondag na Sondag. Dit is so maklik om te dink dat elkeen van ons is in Christus. Maar ek pleit, Here, dat U deur die Gees in ons harte sal werk om seker te maak. Want terwyl dit in hierdie lewe geweldig belangrik is om te weet dat jy in Christus is die geweldige nagevolge daarvan om nie in Christus te wees nie, en nie in hierdie lewe sigbaar nie, maar jy soveel duideliker sigbaar in die lewe wat kom. Dis my begeerte, Here, as ek vanoggend hier staan, dat elkeen van ons saam die ewigheid sal instap.
maar maak dat ons seker maak, Here, dat ons inderdaad die regte hoof as hoof het, en sodoende in Christus die ewige lewe sal smaak. Ek bid dit in Jesus naam. Amen.